Hallo Garsfontein geloofsfamilie. Vandag gesels ons 'n bietjie saam oor Palmsondag en ons het gehoor dat die klippe sal uitskree as die mense nie die Here verloof nie. Ons lees bietjie saam uit Lukas 19 vers 28 tot 40. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom teen die Olyfberg, stuur hy 2 van sy disippels vooruit met die opdrag: gaan in die dorpie toe, daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra, waarom maak julle hom los? Moet julle antwoord: die Here het hom nodig. Die 2 wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaar vir hulle: waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord: die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opkom. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die skare juigend volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing: loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: meneer, maak stil u volgelinge. Maar hy antwoord: ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Ons lees net daai gedeelte. Ek het groot geword en baie vakansie gaan hou op die plek met die naam Torrabaai. Nou, Torra is 'n kleur wat gegee is aan 'n sekere klip wat baie daar waar Torrabaai is, voorkom. Maar ek het groot geword met 'n ander verduideliking van Torrabaai. Nou by Torrabaai, op die een deel van die kus, is daar baie sulke ronde klippe. Maar is so baie dat daar's nie 'n strand met sand nie, dis net hierdie klippe. Sulke groote, sulke kleintjies. En dan kom die see, dan stoot dit op, en as dit so terugtrek, dan maak dit so tor. My ma het altyd gesê, dis waarvan die naam kom. En met hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, het ek gewonder, hoekom juis het Jesus gesê, die klippe sal uitroep? Nou ek weet, dis 'n verwysing ook na die klippe van die grafte wat op die Olyfberg gestaan het. Maar ek dink daar's meer agter dit. Want as jy dink aan 'n klip, vir my is 'n klip iets wat dood is. 'n Klip kan niks doen nie, 'n klip kan nie lewe wys nie. Hy lê net daar. Vir my het 'n gewone klip waar al lê geen betekenis nie. Hoekom het die Here nie gesê, die bome sal uitroep, die diere sal uitroep, want tog 'n boom kan bloei en kan blomme dra, en 'n dier kan geboorte gee. En jy sien hierdie verandering van lewe, van dood na lewe. Maar Jesus gebruik 'n klip. Nou, ek weet daar bestaan nie so 'n woord soos die doodste nie. Daar is nie eens soos oortreffende trap van dood nie, maar 'n klip is in my oë en die woord wat geskep is, doodste. Hy doen niks nie. Hy het geen lewe nie. En dis die ongelooflike ding van Palmsondag wat op pad is na Paasfees toe. Jesus, wat uit die doodste uit sal opstaan. Die doodste, die klippe, sal sing van sy grootheid. Mag julle in hierdie Paasfees wat voor julle lê, mag julle regtig besef dat Jesus die dood oorwin het en opgestaan het, sodat ons die ewige lewe kan hê.